so wonderlik sal saam seën en sy wonderlike doel in ons elkeen se hart en lewe ook bereik. Ons glo u het 'n goeie middag gehad, het goed uitgerus. En soos jy ervaar is die kerk so 'n bietjie warmer in die aande as in die oggende en ons is dankbaar daarvoor ook. Ek net sien hierdie ouetjie wil nou sukkel bietjie om aan te skuif net vir ons bietjie in aan daar asseblief. En dan kan ons dalk so begin. Miskien wil hy daar skuif hy nou. Nou liewe vriende, ons het so vanoggend vir u genoem luister na die herder se roepstem en vir verwys na Saggeus wat so geluister het toe die Here gesê het kom gou af en hy het toe gou gemaak en afgekom. En dan was daar 'n ander geleentheid, liewe vriende, en hierdie keer was dit 'n kind van die Here wat met twyfel in sy hart gesit het. En vir baie mense wat die Bybel lees, was dit eintlik skokkend dat hierdie man twyfel in sy hart gehad het. En dit is Johannes die Doper wat op 'n stadium met twyfel in sy hart gesit het of die Here Jesus nou die Messias of die Christus is. En toe is dit wonderlik, liewe vriende, hoe die Here hom geantwoord het. Dit raak my altyd so wonderlik hoe die Here geantwoord het, want u ken nou die verhaal. Johannes het toe mense na die Here Jesus toe gestuur en gevra, is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? En ons wil die graag met die teksvers groet, waar die Here daar antwoord en Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Jete, dit het my nogal baie laat dink. Sê nou daar is iemand, liewe vriende, vandag, wat twyfel, en daar is baie wat twyfel, is die Bybel waar, is daar 'n God, en so meer. Nou as 'n kind van die Here wat dalk in so 'n posisie sit, 'n twyfel, hoor die Here nog gebed en so voorts. Kan die Here hulle na ons toe stuur en dat hulle hier by ons hoor en hier by ons sien? En hulle gaan terug en dit wat hulle gehoor het en dit wat hulle gesien het, vertel hulle aan daai mense en daai mense glo. Mag dit so wees. Mag ons lewe altyd so wees, dat ons altyd daardie instrument in die hand van die Here is. Nou wat die afkondigings dan net betref, liewe vriende, die dienstye, die oggenddiens is om 9:00, die aanddiens om 5:00, woensdag aand om 7:00 is daar biduur, die susters bid hier in die Sondagskool sal na die vakansie weer voortgaan dan ook. Die voorbidding, liewe vriende, ons vra vir u bid elke dag saam vir die redding van siele en die heiliging van die kinders van die Here, die finansies, die kweekskool en die Sondagskool, kom ons bid en besonderlik dan ook net so saam. Dan vir elkeen wat siek is, vir Koos Oberholzer, vir Tannie Tarina Engelbrecht, Tannie Rita Indreet van Loggenberg, mevrou Cora de Plooy, Tannie Rina Lombard, Tanya Viljoen, sy moeder dan ook, Marikie de Venier, Tannie Tola Kutseem, Talita Lombard. Kom ons bid vir elkeen van hulle, ons vertrou dat die Here ook so deurdra dan. Dan liewe vriende ook vir hulle wat verjaar, het ons nou vanoggend genoem, môre verjaar Roan, so is nog net een slaapie, en nou ja, so ons is dankbaar, en mag die Here ook so seën, ook vir elkeen van die ander. Lofdaalkonferensie is tans aan die gang, liewe vriende, en ons bid daarvoor, en jy kan maar deur die dag, tot en met donderdag, so vir hulle intree en saam bid, daar's verskillende tye wat die dienste is, en mag die Here ook 'n groot en 'n heerlike werk ook daar kom doen dan. Ons weeklikse voorbiddings vir Jakob Barnard, en kom ons bly getrou, en mag die Here ons ook trou vind, om ook so vir hom ook saam te bid, en ook vir sy gesondheid, en die kinders en kleinkinders, en kom ons bid dat die Here ook vir hom so sal versterk dan. Na afloop van die diens is jy welkom vir 'n koppie koffie of tee dan, daar by die pastorie ook, en ons sal jy met groot graagte ook daar ontvang dan. Baie dankie, dit is al, daar's daar nie nog iets nie, kom ons nader dan net tot die Here. Ons slaan ons oop tot die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. En ons dierbare Here, in hierdie oomblikke kom buig ons voor U, in diepe eerbied, en ons kom vra dat U vir ons sal kom besoek. Here, wil U nie met ons kom praat, wil U nie in ons harte vind, gewillig om gehoorsaam te wees, gewillig om te doen, gewillig om te reageer op U woord. En Here, en dankie dat ons dit kan doen, omdat U ons daartoe in staat stel ook. Wees dan met hulle wat siek is, Here. Ons bid vir hulle, ons dra hulle almal aan U op, die op die gebedslys, en die wat selfs nie op die gebedslys is nie, wat met 'n grieperigheid of verkouerigheid of sinus, wat dit ook al mag wees, Here, dankie dat U bly en is die groot geneesheer, en ons plaas ons vertroue ook so algeheel op U. Dankie, Here, dat U ook onderneem vir mense wat in benoudheid is. Ons vra dat U vir hulle krag sal gee, wysheid sal gee, insig, Here,
geloof en vertroue om waarlik op U te steun en nie deur die moeilike omstandighede en situasies meegesleer te word en hulle oë van U af te haal nie. Maar Here, dat ons elkeen se oë op U sal bly en ons weet U is die enigste waaragtige God. Ons sien die dinge wat in die wêreld gebeur en ons besef U kom ons moet naby wees. En daarom bid ons vir die redding van siele en die heiliging van die kinders. En ons vra Here dat ons self ook so in lyn met U sal wees, gereed vir daardie wonderlike dag, maar terwyl ons hier op aarde is om ons deel te doen, sodat die koninkryk uitgebrei sal word. Kom en wees dan met ons, seën ons ook nou met U woord en die oordeenking daarvan, en dat U verheerlik sal word. Amen. Nou, lieve vriende, ons wil U dan nooi om die woord van die Here oop te maak, en wel daar by Matteus, die 6de hoofstuk. Ons gaan daar net so 'n klompie verse saam lees. Matteus hoofstuk 6, dan lees ons daar saam vanaf die eerste vers wat ons gaan lees. Dis 'n gedeelte wat besonder oor gebed handel, maar kom ons gaan daar saam lees Matteus 6 vanaf vers 1 dan. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie, anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen nie, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou nie openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink deur hulle baie woorde, dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Net tot daar die woord van die Here, mag die Here dit dan ook so seën dan. Nou, lieve vriende, na aanleiding van die woord van die Here wat ons saam gelees het, wil ons met U deel onder hierdie eenvoudige tema, ons Vader. U nou oplet, nie onse Vader nie oor die gebed nie, maar ons Vader, naamlik dat God ons Vader is. U weet, dit is 'n geweldige groot waarheid wat in die woord van die Here opgeteken word, dat wanneer iemand die Here Jesus aanneem as sy verlosser en saligmaker, dat God ons Vader is. En die wonderlike seëninge wat sekerlik daarmee gepaard gaan dan ook. Vers 6 sê vir ons hierdie woorde, die teksvers van oordeenking, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En liewe vriende, hierin word daar so 'n wonderlike klomp aspekte openbaar oor ons Vader, wie hy is, wat hy vir ons doen, dat ons graag vanaand so 'n bietjie daarby wil stil staan, veral om u as kind van die Here aan te moedig en te bemoedig, en te sê, maar ek het 'n Vader in die hemel, en hy is al hierdie dinge altyd vir my, en dat ons opnuut sekerlik daarop kan steun.
Sekerlik, liewe vriende, is dit wonderlik as jy in hierdie lewe mense het op wie jy kan steun en mense rondom jou het wat jou liefhet en wat ook jou belange op die hart dra, né? Dis tog wat 'n gesin vir mekaar beteken. Dis tog wat 'n familie en dis wat 'n gemeente vir mekaar sekerlik beteken. En nou kom die Here en hy kom maak dit duidelik in die woord, ongeag wat ander mense op hierdie aarde doen of nie doen nie, hy is ons Vader en hy sal vir ons 'n klomp dinge wat hy sekerlik vir ons wil doen. Nou, liewe vriende, die eerste baie belangrike ding, ek dink wat ons in die begin van hierdie boodskap moet na vore bring oor ons Vader, liewe vriende, is hierdie baie belangrike saak. Ons Vader is altyd daar. Matteus 6 sê dit baie duidelik. Jy gaan in jou binnekamer, jy sluit die deur, niemand en anders, niks weet nie. En jy bid tot jou Vader in die hemel. En die Here hoor jou. En hy sal jou nie openbaar vergelde. Daar, liewe vriende, waar jy jou hart uitstort en breek voor God. Of het nou trane is, liewe vriende, of het bekommernis is, of wat die kwaad wat binne in jou is, oor die onregverdigheid wat jou dalk aangedoen is, wat dit ook al mag wees, oor die frustrasie wat daar dalk mag wees, die behoefte wat daar mag wees, die nood, die wat ook al daar mag wees, wat jy met die Here praat, selfs die blydskap en die vreugde, liewe vriende, wat jy in daardie oomblik met die Here praat, en die Here sal met jou wees in die openbaar. Hy sal jou dit vergeld in die openbaar, omdat jy daarop hom vertrou. Hy is altyd daar. Daar is van ons vandag hier, liewe vriende, ons Vader is nie meer met ons nie, of met hulle nie. En hulle verlang baie terug na daardie tye om te sê, ek wens my pa was daar, dat ek net dit vir hom kon vra, dat ek net so kon sê. Net om te hoor die raad. Groot manne, lang getroud, selfs kinders en kleinkinders alself, maar hulle verlang nog steeds na hulle pa, om net in sekere oomblik, ek wens my pa kon dit vir my sê. En terwyl dit nou maar die aardse verloop seker is, liewe vriende, ons kan nie help vir die dood nie, dit gebeur, en al gebeur die dood, dan kom die Here en die Here bevestig net in elke persoon se hart, en ek dink in besonderlik in hulle wie daar in hierdie situasie is, kom sê die Here, maar ek is jou pa en ek is altyd daar. Jy gaan op jou knie en jy praat met my en jy sal sien wat doen ek vir jou in die openbaar. En dis 'n wonderlike saak, liewe vriende. Ons hoef nooit hieroor bekommerd te wees dat ons Vader van ons weg af sal wees nie. Dat hy ons net sommer sal verlaat of weggooi. Of hoe sal ek dit uitdruk, liewe vriende, soos baie manne en deesdae doen as hulle op 'n sekere ouderdom, maar gooi hulle vrou weg en hulle vat so 'n ander jong poppie. En die kinders en almal gooi hulle weg. Die Here sal dit nooit doen nie. Hy bly ons Vader, ongeag, liewe vriende, die omstandighede. Selfs wanneer u sonde doen, bly die Here jou Vader. Hy gaan u nie daar los nie, maar hy is altyd daar. En liewe vriende, en dis die wonderlikheid wat u vanaand sekerlik het om te sê, ek het 'n Vader na wie ek enige tyd toe kan gaan. En dis 'n voorreg, hoor nou liewe vriende, dis 'n voorreg. En die Here sê, as u vir hom gaan sê, Here, dis my behoefte, jy maak die deur toe, dis my behoefte, hoe wonderlik die Here sal kom seën. Ek het van 'n man gehoor, liewe vriende, of hy het gehoor wat die Jode doen, en toe het hy besluit, hy gaan dit in sy gesin ook doen, en hy het dit so toegepas, en dit was toe nou vir hulle as gesin nogal tot groot seën gewees. Hy het aan die begin of aan die einde van elke week, wanneer het hy dan op 'n Sondag of op 'n Saterdag aand dan, het hy sy kinders bymekaar gekry, en hy het hulle eintlik een vir een, het hy hulle daar in die kamer ingebring, of in die studeerkamer ingebring, en hy het met hulle begin praat, sê, hoe gaan dit met jou? Wat gaan aan in jou lewe? En so meer, en hy het gesê hoe hy oor hulle voel, en dan het hy vir hulle gebid, dat die seën van die Here oor hulle lewe sal wees. Wonderlike gevolge gewees. Nou, liewe vriende, u het so 'n Vader na wie u toe elke dag kan gaan. Wanneer dit die moeilikste raak, is hierdie Vader van ons is daar. Hy is altyd daar. Die volgende wat ek vir u wil noem oor ons Vader, liewe vriende, is dat hy is lief vir ons. Ons sien dit in Matteus 5 vers 44. Hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg.
En liewe vriende, nou is dit die liefde van die Vader wat daar is, wat hier geopenbaar word, en hy sê, jy moet hierdie liefde van my uitleef. Hy gaan aan in vers 45, wanneer hy sê, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdiges en onregverdiges. En hierin het die liefde en die goedheid van die Here wat geopenbaar word ook. En ons Vader het ons lief. En hy sê, hierdie liefde wat ek het, moet julle uitdra, julle moet dit uitleef. Die Here wil hê dat dit so moet gebeur. Romeine 5 vers 8 sê dit baie duidelik, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, ons nog sondaars was. Net in geval die van u dalk nou gedink het, maar hoekom het ons regverdiges nou en die onregverdiges nou dieselfde seën hê? Wel, daar was 'n tyd wat ons ongered was en die liefde van die Here was juis dit wat ons getrek het na die Here Jesus Christus toe. Dit was juis, liewe vriende, waarom die Here Jesus aan die kruis kom sterwe het, sodat ons die liefde van God in ons eie lewe kan ervaar, dat ons gered word. En nou het ek nie net dat ek gered is deur die Here Jesus nie, maar ek is in 'n lewende verhouding met die Vader en hy is lief vir my. Ons lees verder in 1 Johannes 3 vers 1, ons sing hierdie lied baie, hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het. Wat is hierdie groot liefde wat hy bewys het? Dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Liewe vriende, kyk hierdie wonderlike liefde wat die Here gegee het, om te sê dat ons sy kinders genoem kan word. En ons moet ons aangryp in die woord van God uit. Eintlik is dit iets wat vir ons so, ek wil amper sê algemeen geword het, soos vroeër jare in Suid-Afrika, was daar water in die krane en daar was krag in die huise. En toe daar ietsie gebeur, liewe vriende, nou is dit nie meer so seker dat ons altyd hierdie goed het. En nou moet dit dalk vir ons vanaand opnuut so word, om te sê, ons weet nou en ons het al so baie gehoor, as jy die Here aanneem, word jy 'n kind van die Here, né? Dis mos wat ons vir mekaar sê. En dis so, die Here word ons Vader. Maar dink net die seëning wat God gegee het. Hy het ons nie 'n diensknegt gemaak, net. Toe jy gered word, is jy nou my diensknegt. Nee, die Here het ons 'n meer eervolle posisie laat beklee in hom, en dit is ons as sy kinders. En met dit gesê, liewe vriende, wil ek daarom hierdie, ek dink baie belangrike saak net aanraak. En so rukkie terug het ons in die kar so 'n bietjie hierdie gesprek gehad en bietjie oor hierdie ding gepraat. En weet jy, hierdie ding is die volgende. Ek beter 'n ander kind van die Here oordentlik hanteer. Want hy of sy is die koning se kind. En ek beter oordentlik praat van 'n ander kind van die Here, want hy of sy is die koning se kind. Hoe gaan u praat, liewe vriende, met die koning se kind, as die koning daar in die teenwoordigheid is? Wat jy nou agter die rug van die koning sê oor sy kind, is nou sy saak. Maar jy gaan nie voor die koning oor sy kind sleg praat nie, liewe vriende, jy sal gedood word. Jy sal swaar dinge deurgaan. En nou is ons as kinders van die Here in hierdie wonderlike posisie, ons as 'n kind van God, liewe vriende, maar dit gee ons sekerlik nie die reg om op enigiemand anders neer te kyk of af te kyk nie. Inteendeel, ek behoort iemand anders te met die hoogste agting en respek te hanteer, want hulle is die koning se kind. As daar by sekere plekke sekere kinders opdaag, liewe vriende, dan word daai kinders amper met handskoene hanteer en die rooi tapuit word vir hulle uitgegooi. Nie oor wie die kinders is nie, maar oor wie hulle pa is. Weet as byvoorbeeld Donald Trump se seun in sekere plekke in ons land, liewe vriende, hulle gaan hom met baie, baie groot eerbied en respek hanteer oor wie sy pa is. Hy het nog niks gedoen nie, maar oor wie sy pa is. En nou, kinders van God, dis hoe ons behoort op te tree tot eer van die Here, want ons weet dat die Here ons lief het. 'n Volgende saak wat daar is, liewe vriende, ons Vader beloon gehoorsame kinders. Matteus 6 vers 6 sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, dis wat jy moet doen, dis jou verantwoordelikheid. Nou doen jy dit, en jy bid, jou Vader wat in die verborgene is, jy bid, jy is gehoorsaam, jy doen hierdie ding, en dan sê die Bybel, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.
Liewe vriende, so dikwels in die woord van die Here, wanneer daar van die Vader gepraat word en ons, word hierdie saak van gebed aangeraak. Hier in Matteus 6 is daar 'n groot deel, die Onse Vader is daarin. Dan ook in Matteus 7 vers 11 staan daar, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hele Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Weereens, wanneer ons gehoorsaam is, sal daar wonderlike seëninge volg. Die Here beloon sekerlik altyd hulle wat gehoorsaam is, liewe vriende. U sien, ons leer nie net dat die Here beloon nie, ons leer die belangrikheid dat die Here beantwoord gebed. Ons leer dat die Here se grootste seën wat hy oor u lewe kan gee, is geestelike seën. Want as ons hom bid, wat sal hy vir ons gee? Hy sal die Heilige Gees aan ons gee, liewe vriende. En die wonderlikheid sekerlik wat ons daarvoor kan bid dan ook. En mag ons dit van die Here bid dan. So, liewe vriende, mag ons van die Here sekerlik in gehoorsaamheid optree en weet dat die Here sal vir ons groot dinge kom doen. Ons Vader eer die kinders wat gehoorsaam is. Hulle het meer seëninge as die kinders wat ongehoorsaam is. Die probleem is nou, as die ongehoorsame kinders jaloers en 'n nydigheid in hulle harte sit teenoor die gehoorsame kinders. Dis 'n probleem. Nou vra ek vir u, wat gebeur in die huis as jy die ongehoorsame ouetjie is en die ander een is die gehoorsame ouetjie? En jy is nou die ouetjie, jy moet getuigtig word. Gaan dit jou help om rebels te word en te sê, maar ek kry nou die hele tyd pak en hierdie een kry nie pak nie. Wel, maak jou ore oop, dan sal jy nie pak kry nie. Maar liewe vriende, as jy in rebelsheid gaan bly, dit gaan nie jou verhouding met die Vader regmaak nie. Leer wat God se woord sê, word gehoorsaam aan God en jy ervaar meer seëninge. Daar mag baie aardse vaders wees wat onregverdig is en wat nou maar die wit broodjie het in die huis, liewe vriende, maar die Here, ons hemelse Vader, het nie 'n wit broodjie nie. By hom is daar geen aanneming van die persoon nie. En daarom kan ons sekerlik in gehoorsaamheid optree. En as ons doen wat die Here sê, dit werk altyd tot seën, altyd tot voordeel uit. U weet, liewe vriende, dis amper soos wanneer kinders met sport sou doen en die pa is nou 'n bietjie ouer en hy weet bietjie meer en hy sê vir hierdie laerskoolseentjie of dogtertjie, hoor jong, jy moet dit doen of jy moet so maak, en hulle luister en hulle doen dit en die wonderlike resultate en hulle sien, jong, ek kan nou beter doen in hierdie sport. En net so geestelik, kinders van God, ons het nodig om te luister na die Here. Hoor nou mooi, die Here is ons Vader. Hy is nie ons vriend met wie ons kan allerhande dinge sommer net sê. Vir jou vriende sê jy sommer net allerhande dinge en jy hoef nie na hulle te luister nie. Die Here is ons Vader na wie ons moet luister. Die Here het dit baie duidelik gemaak in sy woord. Dis waarom die verhouding so belangrik is dat God die strukture hier op aarde so gestel het dat dit pa en ma en die kinders is. En dat die Here selfs in die huwelik dit ook sê, nee, soos wat jy moet jou vrou hanteer, soos wat hy jou hanteer. Dis hoe 'n man sy vrou moet hanteer. En die vrou moet die man hanteer soos wat Christus die gemeente hanteer. En liewe vriende, en dis in daardie opsig wat die Here sekerlik hierdie belangrike orde sekerlik daar sou stel om te sê, ons moet in gehoorsaamheid optree aan God se weg. Dan sal die seëning van die Here oor ons wees dan. As ons nie is nie, liewe vriende, volg die derde baie belangrike of vierde baie belangrike ding van ons Vader, en dis ons Vader tug ons. Ons lees daar in Hebreërs 6, lees ons, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. En nou vers 9 is daar 'n klomp vers in Hebreërs 12 vanaf vers 9 staan hy. Verder het ons vaders na die vlees Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderwerpe wees en lewe nie? Vraag wat gevra word, liewe vriende. Ons het ontzag vir ons ouers gehad, want hulle het ons getugtig, soveel te meer vir die Here. Nou gaan hy aan in vers 10, hy sê, want hulle het ons wel in 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig,
maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. So waarom tugtig die Here? Altyd tot my bes wil, altyd dat ek sy heiligheid moet deelagtig word. Vers 11, nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Nou liewe vriende, u wat dalk getugtig word deur die Here, u kan sê dis nie nou baie lekker nie, net soos 'n pak kla nie nou baie lekker is nie, maar dit lewer 'n goeie vrug later op. Vers 12 en 13 gaan aan, liewe vriende, hy sê, daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op, en maak regheid paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie. Waarom moet ons slap hande en verlamde knieë weer oprig? Want ons gee ag op God se tugtiging. En hy tugtig die wat hy lief het. En kind van die Here, as jy en ek buite die spoor gaan, buite God se wil gaan, as ons nie meer in die lig wandel soos ons moet wees nie, die Here gaan jou nie los nie. Waarom nie? Want hy's lief vir jou. So min as wat u kind gelos het om allerhande onnosel en dom dinge aan te vang, liewe vriende, want u het gesien hulle gaan skade aan hulle self doen, het u nou maar opgetree. U het nou maar nie vir boetie of sussie gelos om aan die warm plaat te vat nie, liewe vriende. U het hulle geslaan toe hulle nie wou luister nie, want hulle moes leer. Eerder laat my hand jou seermaak as dat die plaat jou gaan brand en jou hand ewige skade mag opdoen. Maar nou kom die Here en hy tugtig ons as sy kinders ook. En ek weet ons weet dit, liewe vriende, en ons sê ja, nee, dis so. Maar ek dink die probleem kom in by die volgende, en dit is, hoe aanvaar ons God se tugtiging? Hoe aanvaar ons God se tugtiging? My pa het vir my gesê, toe die kinders gebore is, toe sê hy vir my, as jy 'n kind pak gee, en jy daai kind klaar geslaan en hulle is kwaad vir jou, beter jy terug gaan in die werk ordentlik doen, anders maak jy 'n rebel groot. Nou, liewe vriende, daar's mense wat, as die Here hulle begin tugtig, dan wil hulle kwaad wees vir die Here. Hulle wil in opstand kom teen die Here. En weet jy wat doen die Here? Die Here gaan, verskoon dat ek dit so uitdruk, gaan terug, en hy doen die werk ordentlik. En dan kies 'n mens, of ek onderwerp aan die tugtiging, of my kwaad en my rebellie word meer, en jy gaan aanhou, en jy gaan aanhou, en jy gaan nie teen God wen nie. Jy gaan nie teen God wen nie. Jy sal getugtig word deur die Here, totdat jy onderwerp aan God. Dis net hoe dit werk. Hy is ons Vader, ons moet na hom luister. Dan, liewe vriende, is daar 'n vierde, ons Vader voorsien vir ons. Daarom Matteus 6 vers 26 staan daar, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Let nou weer op, julle hemelse Vader voed hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie, liewe vriende? Anders is dit nie wonderlik nie, liewe vriende, die Here kom sorg vir die voëls. Hy het vir ons om die versekering te gee, om ons te herinner, liewe vriende, voëls in die wêreld gegee. En oral waar ons kom, liewe vriende, daar allerhande voëls, of dit nou die ou dakmossies is, wat daar by die huis is, wat jou krummeltjies kom soek in die oggende, liewe vriende, die Here het hierdie voëls daar gestel, om ons aan hierdie wonderlike saak te herinner. Ek sorg vir hulle, en jy moet weet, ek sorg vir jou, jy is baie meer werd as hulle. Jy weet, as ons dink aan hierdie voëls, liewe vriende, hulle werk nie, dis nie asof hulle nou so seer met erns moet soek nie, hulle bekommer hulle nie oor waar gaan ons kos kry nie, hulle weet net, ons hemelse Vader sal voorsien, en hy doen. En liewe vriende, en nou lees ons Matteus 6 vers 27, wie tog onder julle kan deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? As jy en ek sê, nee, maar ons weet die Here voorsien, hoekom loop ons met so baie bekommernis rond in ons harte? Dan sê ons net, nee, ek weet, maar ek glo nie. Maar as jy glo, die Here voorsien, liewe vriende, dan weet jy om aan jou binnekamer te gaan, en wat sê die Bybel? Jy praat met die Here in die verborgene, en hy sal jou in die
openbaar vergeld. En dis dit wat die Here sekerlik vir elkeen kom doen dan ook. 'n Volgende saak, liewe vriende, is wat wonderlik is van ons Vader en dis mag u dalk seker op die aardse gebied ook ervaar het, dat dit ook gebeur, maar hoor hierdie wonderlike saak, ons Vader vergeef sonde. Matteus 6 vers 22 sê, en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Vers 14 van Matteus 6 sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Liewe vriende, die wonderlikheid van ons Vader, as ons oortree het, as ons verkeerd gegaan het, dat ons kan kom sê, ons is jammer, vergewe. Nou, kinders het nou al dinge aangevang, ongelooflike dinge, liewe vriende, wat jy amper nie kan dink dat 'n kind hierdie dinge aangevang het. Nou mag van u hier wees, wat sê, jong, toe ek 'n kind was, het ek 'n paar goed aangevang, en ek het my ouers skade berokken met die dinge wat ek aangevang het, maar hulle het my vergewe. Ek het 'n verhaal, liewe vriende, 'n man wat my vertel het, hy sê toe hulle baie klein was, het hulle buitekant gespeel, sy pa het op die myn gewerk, is baie moeilik, hulle het maar moeilik geleef, swaar gekry, en sy pa het op die myn gewerk, en dis nou baie jare terug, en toe het hulle 'n kar gekry op 'n stadium, en sy pa was so trots op hierdie kar wat hy gekry het. Maar die 3 seentjies, 2 boeties en 1 maatjie het buitekant gespeel, en toe ry daar in 'n afslaan dakkar, ry daar toe 'n vrou verby en haar blonde hare waai so in die wind. En hulle het dit bekoor, hierdie 3 manne toe nou so vreeslik om dit te sien. Hulle is Graz toe, en lang storie kort te maak, voor hulle pa by die huis kom, toe hulle die kar se dak afgehaal, met 'n bytel en 'n ystersaag en 'n hamer. Nou toe die pa by die huis aangekom, en u kan nou maar vir jouself dink, as jy nou die pa was, is jou kar, en hulle die kar se dak afgehaal, wat jy sou doen. Wel, hy het hulle vergewe. Hy was seker baie kwaad, maar hy het hulle vergewe. Hulle het daarom groot geword verder. Hy het groot genoeg geword om getroud en kinders te hê, toe hy dit my vertel het. So het dit daarom gemaak. Nou, liewe vriende, is dit nie wonderlik dat ons Vader ons kan vergewe nie? En tog kom die duiwel, en hy kom vertel vir ons, die Here gaan jou nie vergewe nie. En hy sê vir ons, jong, hierdie ding wat jy gedoen het, nee, weet, jy is nou weggooi kind. Van nou af is jy weggooi, na hierdie ding is jy weggooi kind. En ons Vader is nie so nie. En terwyl hy ons vergewe, hoor nou mooi, die wonderlike ding is, die Here vergewe ons. Maar behalwe dat hy ons vergewe, kom bou die Here in ons karakter iets wonderlik in, en dis om ander ook te kan vergewe. Die Here bou iets binne in ons in, liewe vriende, wat maak dat, wat nog ver belangriker is, of wat so belangrik is dat die Here wil nie ons moet 'n groot mens word, en met verwyte loop die res van jou lewe nie. Daai seentjies wat die dak afgehaal het, liewe vriende, het nie groot geword met verwyte in hulle hart oor wat hulle daai dag aangevang het. En ek is die slegste in my pa het werklik die mooiste besitting van my pa het ek nou hier beskadig, en nee, hulle het nie met dit so groot geword nie. Hulle het gesond en reg groot geword. En so kom die Here, en die Here leer vir ons, ek het jou vergewe, jy vergewe ander. Jy gaan nie met 'n wrok loop nie, jy gaan nie met 'n kwaad loop nie, jy gaan nie met 'n haat loop nie, dit gaan jou vernietig, dit gaan jou verwoes. Moenie dit doen nie. Kan nie sien die wonderlike balans wat die Here in 'n kind van die Here se lewe hou. Een, dat ek glad nie vergewe kan word nie, aan die ander kant dat ek met wrokke in my hart loop. En die wonderlike balans om net binne die wil van die Here te wees. Dis dit wat die Here vir ons kom gee dan ook. U sien, liewe vriende, die Here is ywerig om te vergewe, want die Here weet sonde beïnvloed ons verhouding met die Vader en met ander. Dis 'n groot saak. Dis waarom die Here sekerlik vir ons vergewe ook, oor hy ons lief het. Want hy wil nie hê dat ons verhouding met hom, u verhouding met hom, moet verkeerd wees nie. Hy wil nie hê dit moet onseker wees nie. Hy wil nie hê dit moet iets wees wat in die lug hang, dat daar twyfel is, en dat ek wonder waar ek moet staan nie. Die Here wil nie hê dit moet gebeur nie. Die Here wil nie hê dat daar
verskoon een of ander sonde vasvat in ons lewe en ons nie kan aangaan nie. Die Here wil hê, ons moet weet ons is vergewe. Die verhouding moet reg wees in so 'n mate dat jy vrymoedigheid sal hê om na die binnekamer te gaan en met die Here te gaan praat. Liewe vriende, as jy mos nou iets verskrikliks aangevang het, dan gaan jy mos nou nie die vrymoedigheid hê om in die binnekamer in te gaan. Jy wil amper nie die Here se teenwoordigheid sien nie. Soos Adam en Eva voel jy om weg te kruip. Maar die Here gaan nie kom opsoek en hy wil hê dat jy daar moet wees. Die laaste waarmee ek wil afsluit dan, liewe vriende, is ons Vader gee goeie gawes. En Matteus 7 vers 11 sê, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Nou, dit wat die Here gee, eerstens is altyd goed. Tweedens is altyd van pas. En derdens, dis altyd bruikbaar. Dis wat God vir sy kinders kom gee. Wonderlik, hy weet presies wat ons nodig het. Daar in Palaborwa, liewe vriende, was op 'n stadium verskriklik droog. Ander plekke in die land gereën, daar het dit baie min gereën. Inteendeel, daar is mense wat gesien het hoe die seekoeie uit die water uitgeloop het, so 20, 30 meter, en net daar doodgeval het. En hulle het van die dors en die honger, liewe vriende, het talle diere gevrek in daardie tyd. En toe is daar eendag, liewe vriende, boodskapie wat deurkom wat sê, die leeu's is by die dam saam die buffels. En mense het soontoe gery, liewe vriende, en teen die tyd waar ons daartoe nou gekom het, toe het hulle nou klaar 'n buffel gevang. Die leeu's het toe nou 'n buffel gevang. En nie die buffel het toe nou daar gelê, en soos wat jy dalk op die TV mag sien, het ons nou daardie dag beleef, dat die klomp buffels kom, en hulle jaag hierdie leeu's weg, van hierdie dooie buffel wat hier lê, en hulle het soort van afskeid geneem, en die leeu's het maar net so eentjie gaan lê, daar so heeltyd, dan kom die leeu's weer, en dan jaag die buffel hulle, en tussen hierdie leeu's was daar 'n klomp klein leeuetjies, en op een stadium was die buffel so naby aan hulle, ek het gedog, hulle gaan hierdie klein leeuetjies doodmaak, maar hulle was nogal bietjie marendun gewees, hierdie klein leeuetjies, liewe vriende, en tot die aanhou en die uithou toe nou gewerk het, en die buffels het nou pad gegee, en toe die leeu's gaan vreet. En liewe vriende, en daar toe hulle daar gevreet het, toe kon hierdie klein leeuetjies versadig geword het. Pa en ma, wil ek dit nou maar so uitdruk, het die dood in die oë gestaar, en aangepak om te sorg vir die klein leeuetjies. En die klein leeuetjies het genoeg geëet, liewe vriende. Nou, toe hulle daar moet wegloop, selfs die volgende dag nog, wat die karkas daar was, toe hulle daar wegloop, sy magies, so, het lyk vir 'n ballon binne-in is, hulle is vol, dik, en hulle loop sommer moeilik, so vol is hulle geëet. Iets mooi gewees om te sien, vir ander mense nou seker nou nie so mooi nie, want daar is iets doodgemaak. Maar die feit is, as die buffel nie doodgemaak is nie, sou die leeu's gesterf het van die honger. Die Here Jesus moes doodgemaak word, dat ons in die oorvloed van die Vader kan lewe. Dis wat hy kom doen het, liewe vriende. Dis wat hy kom doen het vir u. En as u nie in hierdie verhouding leef nie, dan moet u vir u die vraag afvra, waarom leef ek nie in nie? Is dit die Vader wat nie wil nie? Nee, hy het alles moontlik gemaak. Dis net u. Van u kant af is daar iets wat u nie doen of weerhou of nie wil doen nie, en u gaan nie met God deur nie, en daarom kan u nie in hierdie verhouding met die Vader leef nie. Daarom is Matteus 6, vers 6 'n baie moeilike teksvers vir u, wanneer daar gesê word, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid. Want jy is dalk op soek na sensasie, jy is dalk op soek na iets anders, en die Here sê, nee, is niks sensasie nie, is net my verhouding met jou. Kom bid. Dit is vir die moeilik om dit te doen, liewe vriende, want dit kos geloof. Jy gaan nie net in jou binnekamer en sluit die deur en sluit jou af van die res van die wêreld en bid tot die Here en glo nie God gaan nie iets doen nie. Jy glo, jy neem God op sy woord. God gaan iets doen. En wanneer ek die Here dan nie wil vertrou nie,
is dit 'n moeilike ding om te doen. En liewe vriende, dit is sekerlik net hierdie een saak, daar's iets in u lewe wat keer, dat jy nie op hierdie plek kan kom, om in die binnekamer te kom, om God te kom vertrou, om die Vader te kom vertrou, om in daai verhouding met die Here te wees. En mag ons dan u vanaand net herinner om te sê, die Here vergewe. God vergewe. Is dit nie wonderlik dat toe die Here gesê het, gaan nie in die binnekamer en bid, dat hy net daarna vir hulle hierdie wonderlike gebed, die Onse Vader geleer het. En mag u so na die Here toe kom. Mag die Here u Vader so wees, en mag u so met hom deurgaan, en hierdie wonderlike verhouding met hom ervaar. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke voor U kan kom buig. Ag Here, dankie dat U ons Vader is, en dat ons nie hoef te wonder of U ons liefhet nie. Ons hoef nie te wonder of U vir ons die goeie gee nie, Here. U gee vir ons die goeie. U beloon ons met die goeie, Here. U kom ook en U leer en lei ons reg, Here. U tugtig ons en ons bid dat wanneer U tugtig, dat daar nie 'n rebellie en 'n opstand sal wees nie, maar 'n onderwerping, sodat die wonderlike les, die wonderlike seëninge, die wonderlikheid om aan God se karakter gevorm te word, in ons lewe so realiteit en 'n werklikheid sal wees, dat ons met vrymoedigheid in die binnekamer sal ingaan, Here, en daar met U te praat, Here, en daar te hoor, dit wat U sê, ons hart voor U uit te stort, en dankie dat U hoor en U werk, Here, ons vertrou is op U, en ons bid, Here, vir hulle wat nie in daardie verhouding is, mag hulle met U regmaak, mag hulle met U deurgaan, mag hulle U kom vertrou, om U as hulle Vader te hê, nie meer die ou duiwel, as die sielevyand, as hulle geestelike Vader, wat net daarop uit is om te verwoes en te vernietig. Daarom eer ons die Here, dat U in die liefde kom en herstel en bou, en bewaar, en ons eer U vir die werk. Amen. Kom ons gaan afsluit, liewe vriende, met die lied, soos wat hy daar op die bord ook so sal wees, dan sing ons dit ten slotte saam. Ontvang die seën van die Here, gaan in vrede as jy vrede het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.